Ons is dikwels gemakliker om net sekere dele van onsself vir ander te wys. Ons wys dalk die sterk dele, die suksesvolle dele, die aanvaarbare dele. En ons steek ander dele weg. Die mislukkings, die seerkry, die dinge wat ons dink ander mense dalk sal dit wegstap. Maar is dit nie ook so dat dit 'n diep menslike behoefte is om werklik geken te word nie? Lees saam met my wat met die vrou by die put gebeur nadat Jesus met haar gepraat het oor haar storie, oor haar dors en oor lewende water. Johannes 4, vers 28 tot 29. Die vrou het toe daar haar waterkruik net daar laat staan en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Dit is merkwaardig wat die vrou ook nie sê nie. Sy sê nie, hier is iemand wat my veroordeel nie. Sy sê nie, hier is iemand wat my skaam gemaak het nie. Sy sê nie, hier is iemand wat my weggestuur het nie. Niks van daai nie. Sy sê, hy het my alles vertel wat ek gedoen het. En tog beleef sy dit nie negatief nie. Inteendeel, daar's 'n opgewondenheid, lyk dit vir my, 'n hoopvolheid in haar. Sy kom nie kleiner uit die ontmoeting uit nie. Sy word nie verneder nie. Sy laat haar waterkruik agter en gaan terug na die dorp. En iets het verander. Sy is volledig gesien. Sy is geken en sy is nie verwerp nie. Jesus ken haar geskiedenis, hy ken haar verlange, haar teleurstellings, haar verhoudings, haar pyn. Hy sien die dinge wat ander mense oor haar sê dalk ook. Maar hy sien ook die mens agter die storie. En in plaas daarvan om haar minder werd te laat voel, soos wat sy sekerlik soveel keer al gevoel het. In plaas daarvan bring sy kyk haar waardigheid terug. Hy herstel haar. Hy laat haar anders na homself kyk. Ons leef dikwels asof ons waarde daarvan afhang dat mense net die beste dele van ons moet sien en moet okay wees daarmee. En ons probeer bewys dat dit genoeg is, sterk genoeg, suksesvol genoeg, geestelik genoeg. Maar Jesus nooi ons na iets anders. Hy nooi ons om te ontdek dat ons nie eers ons beste weergawe van onsself hoef te wees om deur hom liefgehad te word nie. Ons hoef nie eers onsself reg te maak voordat hy ons ontmoet nie. Ons hoef nie weg te steek wat reeds deur hom geken word nie. Hoe besonder is dit dat die Here van die heelal vir jou en vir my deur en deur ken en ons onvoorwaardelik liefhet ten spyte van, te midde van al ons gebrokenheid. Hy het jou so lief. Raak vir 'n oomblik stil. En dink aan die dele van jou lewe wat jy gewoonlik wegsteek, of miskien wat jy net probeer bestuur dat dit beter lyk. En luister dan na Jesus se uitnodiging wat vir jou sê, ek ken jou, ek sien jou, ek bly. Kom ons bid saam. Here, ons wil hierdie lewende water by U ontvang, en toelaat dat U ons lei na lewe saam met U. Dankie dat U ons sien, U ons ken en U ons steeds liefhet. Amen.